Goeiedag en baie welkom by die weekse gedeelte, die 31ste parasha, waar ons kyk na die titel Emor. 'n Titel wat afkomstig is van die vers in Levitikus 21 vers 1 wat lees: Verder het Jotawah vir Moses gesê: Spreek met die priesters, die seuns van Aaron, en sê vir hulle: aan 'n dooie moet 'n priester hom nie verontreinig onder sy volksgenote nie. So Emor begin met spesiale wette en heiligheid en reinheid van die priesterskap. En dan gee Levitikus 23 'n oorsig van 'n Bybelse kalender en 'n lys van die vasgestelde tye van Abba Vader. Vandag is ons die tempel van die Heilige Gees wat in ons woon. En ongelukkig as ons kies om ongehoorsaam te wees aan Abba Vader se woord, of as ons onheilige dinge of mense opsetlik in ons lewe toelaat, skep hierdie aksies onmiddellike afstand tussen ons en Abba Vader. Die Heilige Gees kan nie op 'n plek woon waar Abba Vader se heiligheid bedreig word nie. Nie Abba Vader sal homself van so 'n persoon verberg in 'n poging om sy heiligheid sowel as die persoon teen 'n skielike dood te beskerm. Soos die Emor die 31ste gedeelte is wat ons saam bestudeer, is daar ook 'n woord met dieselfde gematria waarde van 31. Nou gematria is 'n manier om die skrif te interpreteer deur die letters van die Hebreëse woord en dit met die ooreenstemmende numeriese waardes te vervang en dan 'n totaal te kan bereken. 'n Verwysing na Abba Vader is El in Hebreëus wat ons kan sien in Deuteronomium 32 vers 15 en Deuteronomium 17 as ook Job 3 vers 4 wat uit die Hebreëse letters Alef en Lamet bestaan. Die numeriese waardes van hierdie letters is 1 en 30 wat totaal 31 gee. So, ons sien hierdie verbintenis tussen die woord El wat Abba Vader is en die weekse gedeelte wat die 31ste gedeelte is. So in 'n parasha gedeelte waar Abba Vader sy kinders leer om hulself vir sy koninkryk af te sonder en hulle uit te nooi na sy feestydde toe, sien ons hou dit direk verband met hierdie naam El wat Abba Vader self is. En dit skep by my hierdie gedagte dat Abba Vader sy kinders wys wat sy hartsbegeerte is, 'n gedeelte waar El openbaar hoe sy kinders hom kan nader en saam hom moet feesvier. Nou die 3 letters wat ons kry in die titel Emor is Alef, Mem en Resh. So die eerste letter waarna ons kyk is die Alef. Die piktogram prentjie vir die Alef is die van 'n os. Nou hierdie beeld simboliseer krag en leierskap uit. In die oorspronklike Paleo-Hebreëse skrif was Alef voorgestel as 'n eenvoudige teken van 'n oskop met horings, 'n simbool van gesag, sterkte en die vermoë om te lei. Nou dit wys op die karakter van Abba Vader wat sterk en vol gesag is en wat sy krag gebruik om te dien en te verbind. Die eerste woord waar Alef voorkom is in die woord Bereshit, wat ons weer die eerste woord in die Bybel is. Dit wys hoe fundamenteel Alef is tot die hele skepingsverhaal en Abba Vader se plan vir die mensdom. Die kernidee van Alef is eenheid, leierskap, krag en die verbinding tussen hemel en aarde. Dit wys op hoe Abba Vader sy hand uitstrek na die mens en hoe die mens kan uitstrek na hom toe. Alef is hierdie prentjie van Abba Vader wat uitreik en die mens wat terug saam uitreik en hoe Yeshua die middelpunt is van hierdie verbintenis. Hy is die waarheid, hy is die weg wat vir ons hierdie weg maak om weer met Abba Vader hand in hand te kan wandel. Dit is alles in die prentjie van die Alef. Dan kom ons by die volgende letter, die Mem. Die oorspronklike piktogram vir Mem is 'n prentjie van water. Water word gesien as 'n bron van lewe en niks kan leef sonder water nie. Dit kan ook aandui op lewe en oorvloed. Suiwering en reiniging. Ons sien in Johannes 4 vers 14 beloof Yeshua dat die water wat hy gee 'n fontein van ewige lewe is. Ons sal nooit weer dors as ons van hom drink nie. En die vorm van die Mem in die oorspronklike Paleo-Hebreëus lyk soos golwe. Nou die numeriese waarde van Mem is 40. En die getal 40 het 'n diep Bybelse betekenis want ons sien dit word dikwels geassosieer met beproewingstydperke en voorbereidingstydperke. Byvoorbeeld Israel se tyd in die woestyn vir 40 jaar. En dan kan ons ook kyk na oorgangstye, na 'n nuwe seisoen, soos Yeshua se 40 dae van vas in die woestyn voor sy bediening begin het, as ook Noag se 40 dae van reën wat gelei het na 'n nuwe wêreld toe.
En hierdie 40 dae of jare is nooit verniet nie. Dit berei 'n mens voor vir iets groters. Nou soos water reinig, so berei Abba Vader sy kinders deur beproewingstydperke voor vir hulle Godgegewe roeping. So die mem is nie net 'n fisiese skoonwas nie, maar is ook 'n voorbereiding van die hart vir iets nuuts. Nou die woord mem is verwant aan die Hebreëse woord mahim. Mahim wat beteken water. In Efesiërs 5:26 sê Yeshua reinig die bruid met die waterbad van die woord. En in Eksodus 30 moes die priesters hulle self was om Abba Vader se teenwoordigheid veilig te kan nader. Dit wys net na die uiterlike wat moet skoon wees, maar dit praat ook van die innerlike wat skoon gewas moet word. Water is dus nie net vir die oorlewing nie, maar ook vir 'n geestelike suiwering om die intimiteit van Abba Vader te kan nader. Nou die eerste voorkoms van die mem is in Genesis 1:1, waar daar verwys word na Abba Vader self in die woord Elohim. Nou mem se assosiasie met water koppel ook aan die gees van Abba Vader wat ons sien in Genesis 1:2, wat oor die waters gesweef het. En die gees het orde gebring en lewe uit chaotiese waters. So Abba Vader wat as Elohim beskryf word, is die bron van alle lewe. En water wat mahim is een van hierdie eerste simbole van sy skepingskrag en teenwoordigheid. Dan kom ons by die laaste letter, die letter Resh. Die piktogram prentjie van die Resh is 'n kop wat verwys na 'n leier, 'n hoof, 'n begin of selfs 'n meester. Die gebuigde kop simboliseer nederigheid en diensbaarheid. 'n Leier wat neerbuig om te dien, soos Yeshua wat sy disippels se voete gewas het. Die eerste voorkoms van die Resh sien ons ook al klaar in Genesis 1:1 en die Hebreëse woord Bereshit wat in die begin is. En in hierdie woord verskyn daar ook die term Rosh wat ook verwys na 'n kop of 'n hoof wat simbolies dui op Yeshua as die hoof van Abba Vader se huis. En dan die kernidee van die Resh is Yeshua wat hierdie koninklike dienskneg is, die leier wat neerbuig om te dien. Resh verteenwoordig hierdie hoof, maar nie net as gesagsvoerder nie, maar as 'n diensbare leier, soos wat Yeshua gekom het om te dien. En dit leer ons dat ware leierskap in die koninkryk van Abba Vader beteken om ander in liefde te dien. So dit bring my by die vraag, hoekom hierdie 3 letters aan mekaar en wat leer dit ons oor hierdie week se parasha? Ons het eerstens die Alef wat verwys na krag, leierskap en Alef wat wys op Abba Vader. Nou El het ons gesien is hierdie Hebreëse woord met dieselfde waarde as Imor en dit is die een wat spreek en leiding gee, dis Abba Vader. Nou deur Imor spreek Abba Vader sy karakter uit vir sy kinders. Hy is heilig, hy is sterk en hy wil met sy kinders in verbond wandel. En so roep die Alef ons om met gesag Abba Vader te eer en hom te vertrou as ons leier. En in hierdie week se gedeelte moes die priesters afgesonder wees om Abba Vader se volk te kan lei in aanbidding. En die priesters moes gesag hê vir Abba Vader se heiligheid. En so word ons geroep om dit wat Abba Vader ons leer aan te neem en daagliks onsself te vind op hierdie pad van heiligmaking. Ons word geroep om soos die priesters af te sonder vir Abba Vader. Ons word geroep om hierdie feeste van Abba Vader te eer, want dis 'n ewige instelling en dis 'n uitnodiging van Abba Vader aan elkeen van ons. Dis net in die prentjie van die Alef. Dan kom ons by die Mem. Die Mem herinner ons aan die reiniging deur die woord, die waterbad van die woord. Nou Abba Vader se opdrag is nie 'n las nie, maar 'n fontein van lewe. Hy berei sy kinders voor vir 'n heilige intimiteitsverhouding met hom. En hierdie gedeelte wys dat reinheid nie net die uiterlike is nie, maar ook 'n geestelike voorbereiding vir iets groter, vir die goddelike roeping wat Abba Vader vir ons het. Nou in hierdie parasha gedeelte sien ons die priesters moes hulle self rein hou en die offers moes ook heel wees en sonder gebrek gewees het. So ons sien daai gesag wat hulle moes hê. Nou sonder daardie reinheid kon hulle nie Abba Vader se teenwoordigheid binne gaan nie. En so word elkeen van ons gewas deur die waterbad van sy woord. As ons sy woord bestudeer en deel maak van ons alledaagse lewe, stap ons op hierdie pad van heiligmaking met hom. Nou soos wat ons op hierdie pad van heiligmaking stap as diensknegte van Abba Vader,
kom vorm die woord ons om meer en meer op te tree soos ons Messias opgetree het. Dit is wat ons sien in die prentjie van die mem. So die mem teken hierdie prentjie van ons wat gewas word van buite af, maar ook hoe dit ons vorm van binne af, ons skoon was, dat ons meer optree soos Yeshua en dat ons meer in daardie reinheid optree. Dan kom ons by die volgende letter, die resh. Die resh wys op Yeshua as die ware hoof van die huis van Abba Vader, die een wat gekom het om te dien. Nou soos die priesters in Levitikus, roep resh elke gelowige tot 'n heilige, diensbare leierskap, om in liefde te lei, nie in trots nie. Nou soos in die week se gedeelte, was die priesters in 'n posisie van gesag, maar was hulle ook gewaarsku om nie uit 'n plek van trots of onverskilligheid op te tree nie. Hulle moes as dienskneg leiers optree, mense wat ander lei deur diens en gehoorsaamheid. En so teken Abba Vader vir ons 'n padkaart met hierdie 3 letters. 'n Padkaart wat ons lei en leer om as 'n priester op te tree, 'n nederige dienskneg en 'n disipelmaker om so in sy koninkryk kragtiglik gebruik te word. Want so het Abba Vader 'n doel en 'n plan vir elkeen van ons. En so gee Abba Vader vir ons riglyne en so ook 'n padkaart. En selfs net in hierdie 3 letters het Abba Vader vir ons gewys is al soveel meer as net die woord Imor. Daarmee wil ek vir ons afsluit in 'n gebed. Dankie Abba Vader vir hierdie voorreg waar ons kan stil staan en kyk na hierdie woord Imor, hoe U elkeen van ons 'n padkaart wil gee Abba Vader, dat ons saam met U hand in hand wandel op hierdie pad van heiligmaking en nie net van die uiterlike skoon gewas word nie, maar van die innerlike, en so ook afhanklik te wees Abba Vader van U, die bron, die ware bron van lewe. En so, om as 'n dienskneg op te staan, daar waar U ons geplant het, en U hande en voete te wees in die bediening waar ons is, om so diensbaar te wees, om ons boetas en sissas se voete te was, voor in te tree. En daarvoor, Abba Vader, wil ek vir U dankie sê, dankie vir hierdie week se gedeelte, en selfs dat ons net kan stil staan by die titel. Abba Vader, mag U ons verder lei in hierdie week om soveel meer te ontdek. Dankie daarvoor. Ek bid dit net in Yeshua se naam alleen. Amen. Shalom.